Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanaand se onderwerp is: kan Afrikaners teen regstellende aksie verenig? Nou, hoe ek op hierdie gedagte aangekom het is, ek het nou die dag, ek sal nou nie sê met watter diplomate van watter ambassade nie, het ek middagete geëet en toe gesels is nou, te vertel ek hulle nou allerlei oor wat aangaan Afrikaans, oor ons geskiedenis en wat ook al. Ja, ook hoe die Swede eintlik die hoofoorsaak was van ons ellende in die 70er en 80er jare. En hulle het eintlik die ANC befonds en veroorsaak dat die ANC ons land sonder om 'n skoot te skiet eintlik oorgeneem het. Maar tydens die gesprek kom die gedagte toe na vore dat Afrikaners of blankes in die algemeen onder 35 behoort van regstellende aksie kwytgeskeld te word. Nou, ek dink die ideale situasie sou natuurlik wees indien regstellende aksie in alle vorme van DEI of diversiteit, ekwiteit, inklusiwiteit, soos dit genoem word, hierdie Amerikaanse begrip, dat dit geheel en al afgeskaf word, tesame met swart ekonomiese bemagtiging en wat ook al. Maar natuurlik gaan dit seker nie so maklik wees nie. En ek dink dit is 'n goeie argument om te begin deur te sê, dit behoort nie te geld vir enige iemand onder 35 nie. Nou, voordat ek nou verder voortgaan met hierdie gesprek, wil ek ook net weer herinner aan ons boek, wat laat verlede jaar verskyn het, die Ommegang, wat ek persoonlik vertaal het, en wat hieronder op die winkel van hierdie kanaal te koop is, die Ommegang. Nou, dit is so dat daar so pas 'n resensie daarvan verskyn het op die blad litnet.co.za deur Johan Rousseau. Nou, ek toon die voorblad, die hele omslag vir die hier, en Rousseau het baie vleiende resensie eintlik daaroor geskryf, en hy sê die volgende, onder andere, dis sy gevolgtrekking aan die einde, is 'n lang resensie. Ek sal ook die skakel daarna hieronder in die beskrywing van hierdie video plaas, dan kan jy die resensie ook gaan lees as jy belangstel. Maar hy sê hierso: die Ommegang is 'n grootse ensiklopediese roman, die soort waarvan daar oënskynlik in ons tyd van versplintering en skerwe en flitse van inligting al hoe minder geskryf word. As Afrikaanse vertaler van hierdie grootse roman het Rood monnikenwerk gedoen. Ja, dit gaan natuurlik oor monnike ook in die teks, maar ja, dit was nogal monnikenwerk, want ek het daai ding, ja, jy weet, die proeflees van daai ding was 'n absolute nagmerrie. Dit is seker 8 of 9 keer wat ek 700 bladsye moes lees om elke moontlike probleempie in die ding op te spoor. Maar ja, hy gaan dan verder voort en hy sê, ja, hy het Rood monnikenwerk gedoen om die Afrikaanse leser wat bereid is om geduldig saam met Isidore op sy tog van onkunde na kennis, na insig te reis, te betower. As sodanig bied dit 'n meesleurende beeld van die bruisende wêreld van die laat middeleeue toe die middeleeuse Latynse Christendom sy laaste oomblikke van grootsheid beleef het, terwyl dit reeds sterwend was, sonder dat die wete algemeen was, op die vooraand van die revolusie van die moderniteit in sy godsdienstige, protestantse, wetenskaplike en politieke gedaante. Ja, dit is natuurlik so dat daar niks niets onder die son is nie, en 'n mens lees daar die lang relaas wat in die middeleeue afspeel, en ook natuurlik oorloë wat presies op dieselfde plekke as vandag plaasvind, in Iran, Mesopotamië, en die Midde-Ooste, nabye Ooste, oral, dit is presies dieselfde eintlik, dis dieselfde stryd van destyds wat vandag nog eintlik voed, nie waar nie. Maar nou ja, jy kan dit hieronder koop en jy kan ook die res van
Johan Rousseau se resensie lees by die skakel na Litnet. Kom ons gaan terug na ons onderwerp. Kan Afrikaners verenig teen regstellende aksie? Nou die term regstellende aksie is eintlik vir my 'n te vriendelike term. Dis nou so 'n vertaling van die Amerikaanse affirmative action wat oorspronklik gemunt is deur John F. Kennedy. Hy het in 1964 met hierdie absurde beleid vorendag gekom dat swart mense op grond van hulle ras moet voorkeur kry by aanstellings in die Amerikaanse staatsdiens. En van die staatsdiens het dit uitgebrei na die privaat sektor en na die universiteite en wat ook al. Maar natuurlik het daar in ons tyd 'n ommekeer plaasgevind, want veral in die FSA het hulle Hooggeregshof, die Amerikaanse Hooggeregshof of die sogenaamde, wat noem hulle dit, SCOTUS, Supreme Court of the United States, het hulle 'n hele paar uitsprake teen regstellende aksie gelewer, teen rassevoorkeure, sover dit toelating op universiteit betref, as ook aanstellings by maatskappye. Hulle het eintlik grootendeels die hele regsraamwerk wat daar in die FSA bestaan het om regstellende aksie te ondersteun, het hulle verwoes. En dit is nou nog net sommige universiteite wat al starrig probeer om skuiwergate te kry om mense op grond van ras en nie op grond van meriete nie toegang tot universiteite te gee. Maar hier by ons natuurlik is die situasie haglik en ek dink dit is die een kwessie wat eintlik ons jong mense uit die land verdryf. Want ons jong mense sukkel om werk te kry, hulle sukkel selfs om te studeer, hulle word uitgesluit van studie en sekere dissiplines en daarom verlaat hulle die land en dit verswak ons bevolking verskriklik. Maar dit is ook besig om ons ekonomies vir die Afrikanerdom ekonomies te kniehalter. En dit is verskriklik sleg vir die land, want die mense wat hardwerkend is, wat talentvol is, wat ondernemingsgesind is, wat goeie ondernemers is, hulle word gekortwiek en sodoende groei die ekonomie nie. Dit is in ons almal se belang dat hierdie beleid afgeskaal word. En my ervaring van, ek weet nie, van politiek en politieke gesprekke en politieke bewegings en selfs van die howe en hierdie spul onbekame, korrupte regters waarmee ons sit. Hulle kan eintlik net op een ding op 'n slag konsentreer. Jy weet, as jy kom met 3 kwessies. Kyk, daar's natuurlik die geweldsmisdaad, daar is die kwessie van Afrikaans, wat ontsettend benadeel word deur hierdie stelsel. En daar is nie taalgelykheid in Suid-Afrika nie, alhoewel dit in die grondwet so omskryf word. En daar is natuurlik wel ons buitelandse beleid ook, maar dit is nou van nie regstreekse belang eintlik nie. Ja, daar's nog 'n hele klomp onveiligheid, daar's allerlei ander kwessies wat, water, infrastruktuur, dit alles kan ons 'n hele lang lys van maak, van alles wat verkeerd is in ons land. Maar as 'n mens op alles tegelyk fokus, dan dink ek gaan die impak daarvan verlore. Die politieke partye praat natuurlik aan mekaar oor hierdie goed, maar daar gebeur nie eintlik veel nie en daar kom nie oplossings nie. Terwyl ek meen as ons kan konsentreer op een kwessie, soos geen regstellende aksie vir mense onder 35 nie, dan hoef ons nie 'n debat te voer oor die sogenaamde onregte van die verlede en al die, jy weet, die geskiedenis en die verskillende interpretasies van ons geskiedenis en die feite daaraan gaande. Ons hoef niks daaroor te sê nie. Al
wat behoort te geld moet wees dat jong mense onder 35 moet kwytgeskeld word van regstellende aksie en hulle moet presies vir dieselfde befondsing, toelating, alles kwalifiseer as 'n swart persoon van dieselfde ouderdom. En ek dink daar's verskillende maniere waarop dit binnelands gevoer kan word. Daar kan miskien 'n paar hofsaake wees wat ek weet nie AfriForum vir ons kan voer daar rondom. Maar ek dink nie ons moet te veel van die howe verwag nie, soos jy sal weet ek baie skepties staan teenoor die howe. Maar daar moet ook daar moet druk toegepas word en natuurlik die politieke partye moet ook, die oppositiepartye, hulle moet een en almal inval by hierdie beweging teen regstellende aksie of teen DEI, diversiteit, ekwiteit, inklusiwiteit. En hulle moet dit ook ondersteun. En daar moet 'n groot politieke beweging wees om dit te bewerkstellig. En indien die ANC bewind en die DA bewind, daarmee saam met hulle regeer maar saam tans. As hulle nie bereid is om daartoe oor te gaan nie, dan moet daar ook druk vanuit die buiteland kom. En ek dink ons moet die Amerikaanse regering daarvan oortuig dat dit belangrik is dat dit afgeskaf word dat hierdie onreg wat ons jong mense beleef. Kyk, ons mense van my ouderdom, jy weet, niemand gaan my in elk geval 'n werk gee nie, want ek is soort van, jy weet, my naam is al soveel kere deur die modder gesleep deur allerlei individue en sekere media en wat ook al. As ook, ek is al te oud waarskynlik om 'n werk te kry. Dus dit gaan my nie vreeslik raak nie, regstellende aksie nie. Dit kan dalk in sekere, as ek nou, jy weet, as ek sekere forme van sake wil doen met mense, dan gaan dit my ook raak. Maar goed, ek is nie bevoordeel deur die apartheid of wat ook al nie. Maar ek is bereid om te aanvaar dat daar teen my gediskrimineer word, solank my kinders vry van diskriminasie mag wees. En ek dink dit behoort ons houding te wees, en ten minste aanvanklik, dat ons is bereid om al hierdie anti-blanke rasisme en onreg teen ons te aanvaar, solank ons kinders daarvan kwytgeskeld word. En dit behoort die argument te wees en die strategie te wees. En dan met die Europese Unie, sowel Amerika, die Europese Unie, as China, al ons handelsvennote, reg dwars deur die wêreld, Japan, Indië, almal van hulle moet almal hierdie beweging, hulle gewig agter hierdie beweging ingooi, en vir die ANC sê, nee, kyk, skaf nou regstellende aksie vir mense onder 35 af, of hulle nou blank of gekleerd, kleerling, blank kleerling, Indiër, wat ook al, maak nie saak nie. Hulle moet, dit moet weg. En ek dink dit kan 'n baie interessante fokuspunt word vir die Suid-Afrikaanse samelewing. Dit is 'n hindernis wat ons moet oorkom as die eerste stap om hierdie land te begin regkry. En natuurlik gaan daar totale van die linkervleuel gaan daar hysterie losbaar soos gewoonlik. Daar is natuurlik die ekstreem linkse, ultra linkse of ver linkse blankes, veral Engelssprekers natuurlik, met so 'n paar medelopers of navolgers of naapers onder die Afrikaanses, die mense wat hulle self nie Afrikaners noem nie, soos Max de Pre, Piet Kroukamp en die sulkes, wat allergies is vir die Afrikaner identiteit. Hulle is Engels, Engels is Suid-Afrikaners. Nou, hulle gaan dit waarskynlik probeer afskiet, hierdie idee, maar hulle het nie eintlik enige invloed nie, en hulle het nie eers kinders nie, of miskien het Max de Pre kinders, ek weet nie, ek dink die Piet Kroukamp, miskien het hy ook 'n kind, maar dis miskien in sy belang ook, dat dit afgeskaf moet word.
Dus ons moet almal verenig rondom hierdie gedagte en dit moet gedryf word in die media, teenoor die buiteland, daar moet betogings daaroor wees, daar moet petisies daaroor wees en ons moet die ANC bewind onder intense druk plaas om dit af te skaaf vir mense onder 35. En indien ons daaraan, en ons moet eenvoudig daarin slaag, daar moet nie die gedagte wees dan, wel, as ons nou na 'n jaar vind, dit werk nie, of daar's te veel weerstand by die ANC bewind, dan gaan ons dit nou maar, dan gaan ons maar tou opgooi of dit laat vaar. Nee, dit is nie, moenie 'n keuse wees nie. Dit is eenvoudig, dit moet eenvoudig net werk, en as dit nie werk nie, het ons nog nie hard genoeg probeer nie. En met die buitelandse hulp, dink ek, is dit heeltemal moontlik. En as Amerika dan moet dreig met sanksies teen Suid-Afrika, sodat hulle herstellende aksie vir mense onder 35 moet afskaf, dan moet dit maar so wees. Daar moet werklik, of ek weet nie, daar moet selfs militêre, ek seier om te sê, man, daar moet selfs militêre inmenging wees, is nou in Iran, jy weet, dan moet hulle maar 'n paar plekke hier kom bombardeer, of wat ook al, jy weet, maar totdat dit gebeur, dit moet eenvoudig net gebeur. En ek dink, sodra herstellende aksie afgeskaal word vir die onder 35's, die mense, die kinders wat na 1994 gebore is, of sê maar ten minste na 1990, want ek dink de Klerk was mos klaar, hy was so half 'n quasi-ANC persoon, hy het nie apartheid bedryf nie, de Klerk. Dus ek dink ons kan tel van, ja, 1989, wanneer de Klerk, hy het in 89 moes president geword. En in elk geval op 2 Februarie 1990 is Mandela vrygelaat. Dus van daai datum af, almal wat daarna gebore is, hulle kwalifiseer om kwytgeskeld te word van herstellende aksie. En dan sal dit ontsettend baie vir ons beteken, en dit sal die eerste oorwinning wees, na soveel neerlae wat ons gelei het oor die afgelope aantal dekades. En dan kan ons kyk na die volgende kwessie. Jy weet, as ons nou daardie ene gewen het, dan kan ons kyk na die volgende kwessie en van daar af net van krag tot krag gaan. En ek dink dit sal 'n ongelooflike ekonomiese inspuiting vir die land wees, en dit sal ook ons kinders geweldig motiveer, nie net om in die land te bly nie, maar om hemel en aarde te beweeg, om jy weet, eie ondernemings te begin, en as ook natuurlik werk te kry by al die groot maatskappye en in die staatsdiens en oral waar daar poste beskikbaar is, want hulle kan nou op meriete meeding met die swart jeug van hierdie land. En sal dit nie fantasties wees nie? Ek dink dit sal die beste ding wees wat sedert 1994 gebeur het. En dit is heeltemal binne ons bereik. En ek dink, ek is bereid om met, ek weet nie, Vryheidsfront of DA of, jy weet, Soliforum, Afriforum, elke moontlike organisasie, jy weet, is ek bereid om 'n gesprek te voer hier rondom dat, en Afrikaner Bond en wie ook al, dat ons almal moet saamtrek en moet verenig agter hierdie gedagte. En kyk, ons hoef nie dieselfde waardes te hê nie. Jy weet, die een kan 'n Christen wees, die ander kan, ek weet nie Christen, of hy kan, jy weet, 'n voorstander van feminisme of nie feminisme of wat ook al, of gay, weet, heteroseksueel. Ons gee nie om of jy gaan kerk toe of nie kerk toe gaan, of van watter, jy weet, wat jy ook al is, waarin jy glo. Dit is nie ter sake nie, ons moet net rondom hierdie een kwessie verenig. En die kwessie is dat herstellende aksie vir mense onder 35 moet verdwyn. Dit moet afgeskaaf word en daar moet niks
daarvan meer geld nie, daar moet geen diskriminasie teen blanke jong mense wees nie, en hulle moet al die geleenthede hê, wat daar in hierdie land vir hulle beskikbaar is. Ek dink dit is iets wat kan werk. Nou, jy kan gerus kommentaar lewer in die kommentaarafdeling van hierdie video, versprei dit ook onder die vriende en so meer. Moenie vergeet om in te teken nie en kyk gerus na die ommegang, wat nou so 'n goeie resensie by van op Litnet van Johan Rousseau ontvang het. En ek gaan ook probeer om die skrywer van die boek ook hiernatoe te kry, om 'n bekendstelling in Pretoria of iets te doen, en ons sal ook uitgenooi word na die bekendstelling toe. En dit gaan 'n baie interessante geleentheid ook wees. Maar daaroor meer 'n bietjie later. Tot volgende keer dan, wens ek jy 'n aangename aand toe, en dan maak ons volgende keer weer so. Totsiens.